Dion, jy het 'n bietjie gesels oor die voordeel wat die groter vraag na non-mulesed wool vir Suid-Afrikaanse wol gee. Kan jy 'n bietjie uitbrei daaroor, as ook die grootste positiewe neigings rondom sertifisering wat na vore gekom het waar jy gepraat het? Ja, ek dink daar's 'n paar baie positiewe neigings en 'n paar negatiewe neigings. Ek dink ons het daai kommentaar van die produsente gekry. Maar ek dink ons moet 'n bietjie teruggaan en dinge in perspektief sien. So Suid-Afrika is meer as 20 jaar al mulesvry. En ek dink een van die goed wat ons as bedryf nie behoorlik gedoen het nie, is om onsself as 'n Suid-Afrikaanse wol of 'n volhoubare wolmark te gaan bemark internasionaal. So ons is tans, of Suid-Afrika is tans, die grootste volhoubare verskaffer van wol in die wêreld. Nou in ag genome, Australië is 5-6 keer groter as wat Suid-Afrika se produksie is dit nogal iets om op trots te wees. Nou, baie vrae word gevra rondom soveel standaarde, hoekom is daar soveel standaarde? Boere kry audit fatigue, as ek die Engelse woord kan gebruik, maar ons moet verstaan dat RWS of die Responsible Wool Standard het reeds in 2016 ontstaan vanuit Textile Exchange, wat 'n internasionale organisasie, 'n nuwensgewende organisasie is, wat daai standaard geskryf het, omdat daar nie op daardie stadium iets in plek was vir wolprodusente wat die handelsmerke en die groot modehuise wou aanvaar nie. So dis die eerste punt wat ons moet onthou. In 2019 het die wolbedryf in Suid-Afrika besluit om 'n standaard in te stel, wat aan internasionale standaarde kan voldoen, maar wat gepas is vir Suid-Afrikaanse produksieomstandighede. So dit is uiters belangrik. En ons wil die hele mikpunt is om op plaas te gaan en vir die boere te sê, luister, julle doen reeds sulke goeie goed op die plaas. Kom ons dokumenteer dit, en dit is die prentjie wat ons na die buitewêreld toe kan vat. Ons probeer reeds waar ons kan, waar daar sinergie is met ander sertifiseringsskemas, om dit saam te doen, sodat dan nie 2 of 3 of 4 keer na dieselfde boer hoef gegaan te word om 'n sertifisering te doen nie. So dit is vir ons geweldig positief hoe die boere en die wolprodusente spesifiek regtig ingekoop het in hierdie konsep. Soos ek verduidelik het, ons sit op hierdie stadium vir die huidige bemarkingsseisoen wat verlede week tot 'n einde gekom het, met amper 19 miljoen kilogram wol wat gesertifiseer is as volhoubaar. Nou dit is iets om op trots te wees en vir die boere te sê baie dankie vir wat julle gedoen het om seker te maak ons kan daardie volumes vir die internasionale mark gee. So dis vir ons geweldig belangrik. En ek dink wat produsente ook moet onthou is dat ja, by tye is en was daar goeie premies vir volhoubare wol. Maar dit is nie die primêre doelwit hoekom daar 'n sertifisering in plek is nie. Dit is om in die langtermyn 'n mark te skep en te hou vir ons wol in Suid-Afrika. So ek dink dit is baie belangrik om te onthou. Maar wat vir ons geweldig positief is daardie volume wat ons kan beskikbaar stel vir modehuise. Ons moet onthou dat die groot handelsmerke en modehuise regtig deursigtigheid in 'n waardeketting wil hê. Dis wat hulle soek. En waarmee ons tans besig is om daardie naspeurbaarheid en volhoubaarheid vas te vang op 'n blokketting wat ons internasionaal na die handelsmerke toe kan vat, is geweldig belangrik. So ons probeer regtig om die bedryf te posisioneer vir die toekoms en wat dit vir handelsmerke maklik maak om Suid-Afrika toe te kom om hulle wol te kom kry en te source. So ek dink dit is baie belangrik en daardie handelsmerke, as hulle vertroue het waar die vesel vandaan kom, maak dit soveel makliker om ons in 'n posisie te sit om die voorkeurmark vir wol in die wêreld te raak.